So ons is baie dankbaar. Nou maats, hier is nou min kinders vanoggend, ek weet nie hoekom dit terwyl hulle nie eksamen skryf, maar nou moet julle vir my bietjie help. Ek hoor dat die wat nou vanoggend hier is, dat julle die slimmes is. Nou, ek moet nou iets verduidelik vir die ou mense wat hier sit. So nou moet julle vir my sê, wat is Roblox? Help vir my. Is 'n speletjie. Okay, dis 'n speletjie. Okay, wat is die volgende julle? Wat is Minecraft? Yes. Is ook 'n speletjie. Wat is Fortnite? Ook 'n speletjie. Okay, ek is bly julle sê speletjies en nie games nie. So as 'n bietjie Afrikaans in die huis. Okay. Nou verduidelik gou vir my, hoe werk hierdie speletjie van Roblox en Minecraft en Fortnite? Hoe werk dit? Want daar is ou mense wat nie weet nie. Hoe werk dit? Okay, maar hoe speel jy dit? Jy speel net, oom. Okay, maar daar's mos 'n avatar. Sorry, waar? Yes. Jy moet net survive. Alweer. Mense, jy moet net survive in die game. Jy moet net survive. Ons sukkel selfs om nou te survive. Maar jy moet net survive in die game. Nou in die game is daar 'n mannetjie of 'n vroutjie. Nou die groot woord daarvoor is 'n avatar. Is ek reg? Sien jy, oom het gegoogel. Daar's 'n avatar. En jy moet hierdie avatar laat survive. En hy survive of sy survive deur te bou of deur te breek. Deur iets te koop of deur iets te verkoop. Deur iets te skiet of deur iets te beweeg. Okay. Maar hoe speel jy dit? Kyk jy so na die skerm met jou oë en alles, doen dit, of wat het jy nodig? Wat het jy nodig? Ja. Jy het jou vingers nodig, maar wat het jy saam met jou vingers nodig? Jou brein, wat het jy nog nodig? Jy het 'n game controller nodig. Jy het 'n controller nodig. So jy gebruik jou vingers en jy gebruik jou brein en jy het hierdie controller waarmee jy alles doen. Ou mense, weet julle nou hoe werk dit? Okay. So, nou stel jouself voor, jy speel Roblox. Jy het hierdie karakter wat al die cool dinge kan doen. Hulle kan bou, hulle kan hardloop, hulle kan spring, hulle kan selfs hulle vriende help. Maar wat gebeur as jy handjies gevou na die controller kyk? Of as jy handjies gevou na die skerm kyk? Wat gebeur? Wat gebeur? Mag ouma sê? Ouma asseblief sê vir my wat gebeur? Jy survive. Jy survive. Heeltemal reg. Jou avatar staan net stil. Jou avatar doen niks. Jy kry geen punte nie. Jy bou niks. En jy help niemand nie. En op die einde van die dag, daai mannetjie wat jou skiet, kom skiet jou dood en jy survive nie. Want jy staan handjies gevou en jy kyk vir die skerm. Jy staan handjies gevou en jy kyk na die controller. Dis glad nie hoe die speletjie werk nie. Die hele punt van die speletjie is om aktief te wees. Die hele punt van die speletjie is om deel te neem. Die hele punt van die speletjie is om betrokke te wees, daai game controller te vat en die speletjie te speel soos wat hy op die skerm aangaan, soos wat dit op die skerm aangaan. Nou vanoggend gaan ons in die Bybel lees van iemand wat so handjies gevou gestaan het. Iemand wat 'n niksdoener was. Iemand wat maar net gestaan het en gekyk het, handjies gevou. Wat om hom aan die gebeur was, het hom nie geplan nie. Hy het nie ge-worry daaroor nie. Dit het niks gemaak in sy hart
dit wat hy gesien het nie. So as jy vanoggend jou Bybel het, kom ons maak dit oop by Lukas 16. Van Lukas 16 gaan ons saam lees van vers 19 tot 31, die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Begin by vers 19. Daar was 'n ryk man wat pragtige klere gedra het. Hy het elke dag die beste dinge in die wêreld geniet. Maar by sy hek het daar 'n arm bedelaar gelê. Sy naam was Lazarus. Hy was vol sere. Lazarus het gewens hy kan eet van die kos wat van die ryk man se tafel afval. Die honde het altyd gekom en hulle het Lazarus se sere gelek. Toe het die arm bedelaar gesterf en die engele het hom weggedra om by Abraham te wees. Die ryk man het ook gesterf en hulle het hom begrawe. Toe die ryk man wakker word in die doderyk, het hy baie pyn gehad. Hy het daar ver vir Lazarus by Abraham gesien. Die ryk man roep toe en sê, Vader Abraham, jy moet asseblief jammer wees vir my, en jy moet vir Lazarus stuur, sodat hy die punt van sy vinger met water kan nat maak, en my tong kan koud maak, want ek het baie pyn in die vuur. Toe sê Abraham, kind, jy moet onthou dat jy in jou lewe op die aarde al die lekker dinge gehad het. Lazarus het die slegte dinge gehad. Nou troos God hier vir Lazarus, maar jy het pyn. En daar is ook 'n diep kloof tussen ons en julle. Die mense wat hier is, kan nie na julle toe gaan nie. En die mense daar by julle kan ook nie na ons toe kom nie. Die ryk man het gesê, ek vra mooi, stuur dan asseblief vir Lazarus na my pa se huis, want ek het 5 broers. Hy moet hulle waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyn kom nie. Toe sê Abraham vir die ryk man, jou broers het die boeke van Moses en die boeke van die profete. Jou broers moet na hulle luister. Maar die ryk man het geantwoord, nee Vader Abraham, as een van die mense wat dood is na my broers toe gaan, dan sal hulle verander en doen wat God wil hê. Maar Abraham het gesê, as hulle nie doen wat die boeke van Moses en die profete sê nie, dan sal hulle ook nooit luister na iemand wat weer begin lewe het. Nou maar as ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons dit begin met die woorde 'n gelykenis. So Jesus kom vanoggend en hy kom vertel vir ons 'n gelykenis en ons moet verstaan wat 'n gelykenis is. 'n Gelykenis is 'n storie wat op die oor af klink soos 'n doodgewone verhaal. Jesus gebruik voorbeelde wat mense van sy tyd baie goed geken het, wat mense van sy tyd baie goed verstaan het. Hulle het dus geweet waaroor dit gaan in hierdie storie. Maar eintlik lê daar 'n dieper betekenis in 'n gelykenis. Dit wil vir ons iets belangrik oor God kom leer. Dit wil vir ons iets belangrik oor die koninkryk kom leer. So 'n gelykenis is dis niks anders as 'n doodgewone storie wat Jesus gebruik om op 'n eenvoudige manier, 'n manier wat die mense wat na hom geluister het, 'n dieper waarheid kon ontdek. So in vandag se storie
vertel Jesus van 'n ryk man wat baie geld en baie besittings en wat mooi klere gehad het. Hy het alles wat mooi is gehad. En dan lees ons van 'n man wie se naam ons leer, Lazarus. Hy was siek, sy lyf was vol sere, hy was honger en hy het voor hierdie ryk man se hek gelê. Nou hierdie ryk man was soos 'n avatar gewees wat net stil gestaan het in die speelietjie. Hy het vir Lazarus gesien, maar hy het nie regtig vir Lazarus raak gesien nie. Hy het nie gehelp nie. Hy was niks anderster as 'n niksdoener nie. Hy het al sy rykdom gehad, hy het al sy punte gehad, maar hy het dit alles vir homself gehou en hy het niemand anderster gehelp nie. Sy game controller van die lewe het al die regte knoppies gehad, maar hy was nie bereid gewees om enige een daarvan te druk nie. Hy het gekies om eerder stil te staan. Hy het eerder gekies om niks te doen nie. Hy het sy kanse om die regte ding te doen, om ander te help, om ander by te staan, misgeloop. Hy het handjies gevou gestaan en hy het nie 'n verskil probeer maak in iemand anders se lewe om dit mooier en om dit beter te maak vir hulle nie. So die groot les wat Jesus vir jou en vir my vanoggend wil kom leer uit hierdie gelykenis, uit hierdie storie, is dat disippels van Jesus is nie niksdoeners nie. Ons is aktiewe spelers in God se span. Ons moet help, ons moet omgee, ons moet lief wees vir ander. Ons moet die wêreld vir die mense rondom ons mooier maak en beter maak. Jesus wil hê ons moet mooi dinge doen vir die mense rondom ons. En dit is hoe ons wys dat ons hom regtig volg. Dit is hoe ons wys dat ons hom gehoorsaam is. Dit is hoe ons wys dat ons iets verstaan van wat sy hart is en waartoe hy vir ons roep. Dit help nie net ek sê ek glo, maar ek doen niks nie. Dit help nie net ek sê ek glo, maar my lewe wys dit nie prakties nie. So as jy in die week wat kom in die skool is, en jy sien iemand eenkant en alleen, is iemand wat hartseer is dit vir jou 'n geleentheid. Dit is vir jou 'n geleentheid om 'n verskil te maak. Dit is vir jou 'n geleentheid om te gaan help. Wat kan jy doen? Miskien vra dit vir jou net om vriendelik te wees. Miskien vra dit vir jou om die persoon uit te nooi om saam met jou te kom sit, jou broodjie met hom te deel of met haar te deel en net te gesels. Net te hoor hoe dit gaan en wat regtig saak maak. Die belangrikste net is, jy moenie 'n niksdoener wees nie. Jy moenie maak of jy hierdie seer en hierdie pyn nie raak sien nie. Jesus wil nie hê dat ek en jy niksdoeners moet wees nie. Hy roep ons op om aktiewe spelers te wees in sy span. Hy wil hê dat sy kinders, sy disippels, mense moet help, dat hulle moet omgee en dat hulle sy liefde moet sigbaar maak. Elke dag wat die Here vir ons gee, gee hy vir ons 'n kans om 'n verskil te maak. En ons oproep na jou en my om elke geleentheid wat die Here vir ons gee, te gebruik. Want wanneer ek die geleenthede wat God vir my gee gebruik, dan kom sê ek vir God, ek het hom lief. Dan kom sê ek vir God dat hy my kan gebruik. En kom sê ek vir God dat sy woord nie maar net woorde in my gedagtes is nie, maar dat dit sigbaar word in my hande. Sigbaar word in die manier hoe ek dinge doen. En daarom wil ek vir jou uitnooi om in hierdie week te kies. Om te kies om saam met God die wêreld beter te maak en mooier te maak vir die mense rondom jou.
Ek gaan nou vra dat die musiekgroep vir ons na vore kom. Vriende, die groot vraag vanoggend is presies soos wat hy daar op die skyfie staan. Wat doen 'n disipel van Jesus? Nou die antwoord wat Lukas 16 vir jou en vir my vanoggend kom gee is helder en dit is duidelik, want dit wil vir ons kom sê dat disipels van Jesus Christus is nie niksdoeners nie. Hulle staan nie handjies gevou nie. Hulle is aktiewe, betrokke mense wat leef in die lig van die Here Jesus Christus, wat leef in die lig van sy woord en wat 'n deernis het en omgee het vir diegene rondom hulle. 'n Gelykenis, 'n eenvoudige verhaal, 'n eenvoudige storie om iets diepers te verduidelik. So kom ons gaan kyk gou na die storie. Aan die een kant 'n ryk man. In al sy weelde, in al sy luksheid, leef hy net vir homself. En hy hou hom blind vir die nood van ander, die wat naby is, maar ook wat ver is. Aan die ander kant, iemand met 'n naam, Lazarus, 'n arme man, 'n siek man. Hy wys vir ons die prentjie en hy gee vir ons die gesig van hoe dit voel om alleen te wees, om eenkant te wees, om verstote te wees, om misgekyk te word. Wanneer ons hierdie gelykenis van Jesus lees, moet ons onthou dit gaan nie oor of rykdom sleg is nie. Ek sê dit weer. Dit gaan nie hier oor rykdom of dit sleg is nie, maar eerder oor wat die ryk man met sy rykdom doen. Wat die ryk man doen met die geleenthede wat voor sy deur is. Of in ons geval vanoggend, eerder dit wat hy nie doen nie. Voor sy deur lê Lazarus, misgekyk, geïgnoreer, aan sy eie lot oorgelaat. Die gelykenis roep dus vir jou en vir my om so 'n bietjie na ons eie lewe te kyk. So 'n bietjie voorraadopname te maak. Want ek en jy is nie hier. Ek en jy is nie geroep. Ek en jy is nie gemaak deur die lewende God om 'n niksdoener te wees nie. Ons is geroep om die evangelie van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, sigbaar en prakties te gaan leef. Om met 'n oop hart, met 'n oop gemoed en met sagte oë 'n verskil te maak in almal se lewe rondom ons. Sondag vir Sondag wat ons in hierdie kerk inkom, sien ons hierdie woorde langs die kante. In die saal is hy altyd by kante. Gered, geroep, gestuur. Dit is die boodskap, dit is die oproep wat ek sigbaar elke dag wat die Here in my lewe byvoeg, daar buitekant sigbaar moet gaan leef. Sigbaar moet gaan maak. Want dit help nie net dat dit pragtige woorde en 'n mooi prentjie in die binnekant van 'n kerkgebou is nie. Dit beteken niks. Dit moet sigbaar word. En juist daarom is dit so belangrik om vanoggend vir mekaar te sê, wat doen 'n disipel van Jesus Christus as hy nie 'n niksdoener moet wees nie? Nou in die eerste plek, 'n disipel van Jesus is aktief betrokke in sy of haar gemeenskap. Hulle sien die nood van mense raak en hulle help. Die ryk man het vir Lazarus gesien, maar hom nie raak gesien nie. Lazarus se naam in die Grieks beteken God is my helper. En hoe treffend is dit nie dat die ryk man geen poging aangewend het om vir Lazarus te help nie. Geen hulp kom van die ryk man se kant af nie. Maar te midde van Lazarus se stryd, te midde van Lazarus se uitdagings, het God deurentyd vir hom gesorg. God was deurentyd
by Lazarus. Lazarus, God is my helper. In vers 24 en 25, as jy jou Bybel oop het, vra die ryk man op 'n stadium vir Abraham om Lazarus te stuur om hom te kom help. Nou is die kontras weer skerp. Die ryk man het nooit vir Lazarus gehelp nie. En ewe skielik word die rolle nou omgeruil. Nou pleit die ryk man self om hulp. So die ryk man se tragiese fout in hierdie hele verhaal is dat hy nie belang gestel het nie. Hy het so 'n traag my nie agtige houding gehad, so ek kan nie worry nie. Hy was dus nie noodwendig boos nie. Maar wat hy voor hom gesien het, wat voor hom elke dag afgespeel het nie sy hart geroer nie. Dit het nie 'n verskil gemaak in sy binneste nie. Hy het maar aangegaan asof dit wat hy sien normaal is. Asof dit die normale verloop van sake is. Die gelykenis kom vertel vir ons nog 'n interessante ding. Dit wys vir ons dat ons daaglikse lewe, daar waar ek en jy beweeg en leef en waar ons dinge doen, waar ons paaie met ander mense se kruis, dat dit die toetsgrond is. Die toetsgrond van ons geloof. Ons sendingveld is dus hier om ons. Ons sendingveld is hier by ons. En elke persoon, wie ook al hy of sy is 'n Godgegewe geleentheid wat die Here vir ons gee, in wie se lewe ek 'n verskil kan maak, in wie se lewe ek iets van Jesus se liefde kan sigbaar maak. Dit word vir my 'n geleentheid waar ek God se hart kan laat skitter en skyn deur my optrede. Die ryk man se daaglikse roetine het hom verby die dringende nood van Lazarus voortdurend gelei. Die ryk man het elke dag die geleentheid gehad, elke dag die kans gehad om God se liefde en God se genade en God se troos en God se bystand aan Lazarus te bewys. Maar die ryk man het gekies om dit nie te doen nie. Die ryk man het gekies om elke geleentheid wat na sy kant toe gekom het, te mis. Sy rykdom en sy posisie in die samelewing het vir hom die vermoë gegee om 'n verskil te maak. Maar hy het niks gedoen nie. Hy het hom blind gehou. Hierdie gelykenis is vir jou en vir my 'n groot waarskuwing dat kinders van die Here nie maar net koud en kil verby die nood van hierdie wêreld kan stap nie. Kinders van die Here, disippels van die lewende Christus, kan nie maar net onverskillig, traag my nie agtig, dit is nie my probleem, verby die nood van hierdie wêreld gaan nie. Ons mag nie en ons durf nie. Daar is die ware verhaal van John D. Rockefeller Sr. Ek het vir Nadia gesê, ek gaan die prentjies en hy hoef sy nie alles te tolkies, ek kan net die vinger wys. Op 23, hoor gou hierdie ou se CV. Op 23 was hy 'n miljonair. Op 50 was hy die rykste persoon in daardie tyd in die wêreld. Dis ek is nou 51, nou laat ek aan. Ek is nie naby daai nie. Maar op 50 was hy die rykste man in die wêreld gewees. Op 53 word hy so siek dat sy hare, sy wenkbraue en sy wimpers uitval. Hy kon skaars eet en 'n mediese verslag van hom dui. Hy sê hy kan nie slaap nie. Hy het nie eers meer die behoefte om te glimlag nie. Die lewe het niks meer om hom te bied nie. En toe die dokters gesê, maar as gevolg van sy geestesgesondheid nou, gaan hy maar net 'n paar maande leef. Die rykste man in die wêreld. Maar in plaas daarvan om sy geld verder op te gaan, in plaas daarvan om dit op duur vakansies te spandeer en sommer maar net te mors, het hy sy rykdom begin weggee.
Het hy begin weggee vir mense in nood, want op 'n godgegewe manier het hy 'n hart vir sy medemens ontwikkel. En deur die Rockefeller Foundation het hy sy rykdom gebruik en het hy hospitale gebou. Hospitale wat vandag nog staan. Het hy mediese navorsing laat doen. Het hy sendingwerk van stapel gestuur. Deur die beginsel van gee in plaas van opgaar, het hy sy lewensuitkyk dramaties verander. En hy wat volgens mediese oorlewing net 'n paar maande ouer as 53 sou leef tot op die rype ouderdom van 98. Die ryk man in ons gelykenis is nie geroer deur die nood nie. Dit het hom nie geplan nie. En so het hy die geleentheid om die wêreld mooier en beter te maak gemis. Rockefeller het egter gekom en vir ons kom wys dat daar 'n ander manier is. Dat ons lewens kan rig op diens, dat ons lewens kan rig op vrygewigheid. En hier gaan dit nie oor omdat hy ryk was nie. Dit gaan nie hier oor vrygewigheid net met geld nie. Maar dit gaan oor 'n vrygewigheid met jou tyd, met jou gawes, met jou talente. Want dit is wat die Here ook kan gebruik. Jou gawes, jou talente, jou tyd. As jy dit vir die Here gee, dan kan hy daarmee 'n verskil ook maak. So, disippels van Jesus Christus sien nood raak en hulle probeer help. Disippels van Jesus het 'n hartklop vir God en vir sy mense. Die tweede ding wat vir my uitstaan en wat belangrik is in hierdie gedeelte, is dat disippels van Jesus leef in die lig van God se woord. Die ryk man vra dat Lazarus na sy broers toe gestuur moet word, om hulle so 'n bietjie te waarsku, hulle moet hulle lewens reg kry, hier kom 'n ding wat nie so lekker is nie. Maar Abraham antwoord vir hulle in vers 29, hulle het Moses, hulle het die boek van Moses, hulle het die boek van die profete, laat hulle na die luister. Maar die ryk man hou nie op nie, hy hou aanpleit, en hy sê, dat hulle sal bekeer as iemand wat uit die doodheid opgestaan het, aan hulle sal verskyn. En toe antwoord Abraham, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, vers 31, sal hulle ook nie oortuig word as iemand uit die doodheid opstaan nie. Die kern van die saak is, die ryk man se broers, en ek en jy, soos wat ons vanoggend hier sit, het alles wat ons nodig het in die woord van God. Ons het alles wat ons nodig het om reg te leef soos God se hart dit van ons vra. Die Bybel is duidelik hoe ons regverdig en barmhartig kan leef. Die Bybel is duidelik dat ons moet omgee, dat ons moet lief hê. Die Bybel is duidelik in Jesus se opdrag dat ons die evangelie moet gaan uitdra en dat ons na die geringstes om ons moet omsien met liefde en met deernis. Die Bybel is duidelik. Die Bybel is God se onfeilbare getuienis wat reeds by ons is. En die ryk man se versuim om Lazarus te help, wat ook bepaalde boeke gehad het, was 'n direkte ongehoorsaamheid. Abraham sê vir die ryk man dat selfs 'n wonderwerk van 'n opgestane persoon nie die ongelowige broers se harte sal verander nie. As hulle nou nog nie na Moses en na die profete geluister het nie, dan sal 'n opgestane persoon nie die verskil maak nie. Die ryk man in ons verhaal het dus alles gehad wat hy nodig het om 'n verskil te kon maak. Maar hy het die beginsel van liefde, die beginsel van deernis en omgee, die hart vir my medemens, het hy verontagsaam.
Op die einde van die dag sê Lukas 16 vir ons, het dit tot sy ondergang gelei. Ek en jy het die woord van God, dit is in ons huise, dit is in ons kerke, dit is op ons fone. Die vraag vanoggend is, luister ons regtig na wat die woord van God vir ons leer? Leef ons in ooreenstemming met dit wat God se woord vir ons vra? En is ons gehoorsaam aan God se gees, wat vir ons lei om sekere dinge te doen? 'n Disipel van Jesus Christus kan nie maar net 'n kenner van die woord wees nie, maar moet ook 'n doener wees van God se woord. Met alle respek sê ek die volgende, ons kan Bybelstudie doen tot ons blou is. Ons kan Bybel lees en ons kan vir mekaar sê, ek het hom 6, 7, 8, 9 keer al deurgelees van Genesis tot Openbaring. Dit gaan vir ons niks baat as ons nie doen wat God se woord vir ons vra nie. Die ryk man het daardie geleentheid gemis. Hy het die geleentheid gemis om 'n verskil te maak in Lazarus se lewe. Die kans om God se koninkryk sigbaar te maak voor sy eie deur, het hy gemis. Ek en jy durf nie die geleentheid mis nie. Ek en jy is hier om lewens te lei wat saak maak. Ons is gered om 'n verskil te maak. Nie net vir onsself nie, maar ook vir die rondom ons. Ons word uitgestuur in 'n wêreld in, om aktiewe, betrokke disippels van die Here Jesus Christus te wees. Om moue op te rol, om hande vuil te maak en te help waar daar nood is. Kom ons leef in die lig van God se woord. En kom ons gaan doen dit wat God van ons vra en verwag. Amen. Ek gaan vir jou geleentheid